Stel jou voor, jy is besig om te bid en die Here noem jou naam. Nie 'n droom wat vervaag nie, maar helder, onmiskenbaar. Ananias, en jy antwoord soos enige gelowige sou, hier is ek, Here. Tot dusver voel dit soos 'n voorreg. Dan kom die opdrag, gaan na Saulus toe. Kom aan, wees eerlik, as ek of jy in Ananias se skoene was, sou ons heel waarskynlik dieselfde gedoen het as hy. Nie dadelik glo nie, nie dadelik gehoorsaam nie. Want Saulus was nie sommer net 'n moeilike man nie, hy was die man met volmag om by jou op te daag soos 'n rower, jou gesin te versteur, jou lewe te neem. Arrestasie op die minste. En tog protesteer Ananias nie uit rebellie nie, maar uit eerlikheid. Hy sê vir die Here presies hoe hy voel, en dit is iets wat ek raak sien. Geloof beteken nie dat jy jou vrees moet wegsteek voor God nie. Dit beteken jy bring jou vrees na hom toe, en jy is steeds gewillig, gehoorsaam. Die Here antwoord Ananias nie met gerusstelling nie, maar met 'n plan. Hy verduidelik nie hoekom Saulus veilig is nie, hy verduidelik hoekom Saulus gekies is. Hy is 'n uitverkore werktuig van my, sê die Here. Handelinge 9 vers 15. Ananias kry nie eers die versekering dat sy vrees ongegrond is nie, hy kry net genoeg om te gaan. Sien jy ook 'n patroon raak? Dit was 'n soortgelyke missie vir Filippus. Geen detailplan of tydlyn nie, eers net die opdrag, gaan. En Ananias gaan. Hy lê sy hande op die man wat gister nog sy vyand was en noem hom broer. Dit is die oomblik wat my elke keer tref. Die eerste mens wat vir Saulus van Tarsus, die ex-fanatikus fariseer, broer sê, is juis die man wat elke rede gehad het om hom vyand te noem. Hoe dikwels beperk ons God? Ons dink mense is te ver heen, te hard, te stikkend of te sondig, maar God se genade is altyd groter as ons beoordeling van mense. Miskien is die opdrag wat jy vandag vir my nie so dramaties soos Ananias se nie, maar dalk is dit net so eg. 'n gesprek wat jy uitstel, 'n vergifnis wat jy terughou, dalk 'n ou twis of vyandskap, of net ons praat nie met mekaar nie. Dalk 'n mens wat jy afgeskryf het as onbekeerbaar. Miskien is die grootste les vandag nie dat God vir Saulus verander het nie, maar dat hy ook Ananias se hart verander het. Die Here gebruik gewone gelowiges wat bereid is om hom te vertrou, selfs wanneer hulle bang is. Vra jouself vandag, watter verskoning gebruik ek die maklikste om 'n opdrag van God te vermy? Ek is nie bekwam nie, nie opgewasse nie, of dit is te gevaarlik, iemand anders sal dit doen? Kan jy insien dat God jou steeds wil gebruik? Kom ons bid saam. Here, ek vra nie dat my vrees eers moet verdwyn nie. Ek vra net vir die moed en die gehoorsaamheid om te gaan waar U my nodig het, om te doen wat U van my vra. Leer my ook om broer te sê waar ek vyand wou sê. Amen.